Ons vanoggend oor Josua se afskeidswoorde. En ons lees Josua 24. Sichem is 'n plek met groot betekenis vir Israel. Dit was hier waar Abraham sy eerste stop gemaak het in Kanaan. In Genesis 12 lees ons dat die Here daar by Sichem aan Abraham verskyn het en dat hy vir Abraham beloof het dat hy die land aan hom gee. Daar het Abraham dan ook 'n altaar vir die Here gebou. Baie jare later slaan Jakob by die einste Sichem kamp op. Hy koop die stuk grond waar sy tent staan en ook hy bou daar 'n altaar vir die Here. So lees ons in Genesis 33 vers 20. Dit is dus net natuurlik dat Sichem vir die volk Israel groot godsdienstige betekenis het. Dus bou ook hulle daar 'n altaar vir die Here. Daarvan lees ons in Josua 8 vers 31. Wanneer Josua begin besef dat sy einde nie meer ver is nie, is dit vir hom belangrik om vir oulaas met die volk te praat. Sichem is die logiese plek om hulle bymekaar te kry, omdat dit so 'n groot godsdienstige rol in die volk se geskiedenis speel. Wanneer almal van oor die hele land bymekaar is, laat Josua hulle eers rustig word. Hy praat met hulle soos 'n ware geloofsleier en dan neem hy hulle op 'n herinneringsvlug deur die verlede. Hulle mag nie vergeet waar hulle vandaan kom nie. Hy neem hulle terug na elke stilhou plekkie langs die pad wat die volk gestap het. Josua begin by die vader van die volk, Abraham. Oorspronklik het hy en sy pa Nahor ander gode gedien, maar God het hom en sy familie tussen die ander gode gaan uithaal en hom geseën. Hy het 'n verbond met Abraham gesluit waarin hy beloof het dat hy Abraham se God sou wees, as ook die van sy nageslag. En sedertdien het hy daardie nageslag nog nooit vergeet of verlaat nie. Hierdie volk het oor die afgelope klompie dekades beleef op watter wyse die Here by hulle was. Moses, wat hulle uit die kloue van die farao geskeur het, die Rietsee ervaring en hulle redding deur die woestyn. Meer onlangs was daar daai wonderbaarlike deurtog deur die Jordaan, Jerigo en nog baie ander ook. En toe gee die Here hulle 'n land wat klaar bewerk is en bebou is. Hulle kon maar net instap en dit geniet. Die inwoners van die land het voor hulle uitgevlug omdat God so almagtig is. Ons as gelowiges het soms ook nodig om net 'n bietjie te gaan terugkyk op ons lewenspad. Ons moet gaan stil staan by al die stilhou plekkies waar die Here ons oorlaai het met sy wonderlike genade, sy seën en sy liefde. En dit weer oordink sodat ons die Here weer 'n slag kan waardeer. Dan sal ons ook weer waardeer wat ons het, want alles wat ons het, kom van die Here af. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. So druk Josua hulle dit op die hart. Hulle moenie eers aan dink om van die Here af weg te dwaal nie. Dan stel Josua aan hulle 'n keuse. Kies vandag wie julle wil dien. Hy het gesien hoe dat die volk so maklik afvallig raak van die Here en hy wil by hulle pleit om altyd die enigste ware God te dien. Want ek en my familie, wat ons betref, ons sal die Here dien. So sê Josua in Josua 24 vers 15. Dis by hom 'n uitgemaakte saak. Dit kan nie anders nie. Hy is nie bang om alleen te staan nie en sy hele lewe getuig daarvan.
Vandag vra die Here van my en jou ook om soos Josua te wees, wat onwrikbaar vasstaan in ons geloof. Maak nie saak wat gebeur nie. Die volk antwoord uit een mond dat hulle die Here wil dien. Maar Josua is nie tevrede nie. Om maar net te sê dat jy die Here wil dien, beteken nie veel nie. Oorgawe aan die Here vra 'n totale verbintenis. Die volk bevestig deur by Sichem plegtig hulle volle toewyding aan die Here te gee. Omdat hy hulle deur alles gehelp het, sal hulle hom dien. Plegtig beloof hulle dat hulle hom nie maar halfhartig sal dien nie, maar voluit. Dit is so belangrik dat ons moet besef dat ons die Here voluit moet dien en nie maar afskeep en halfhartig nie. Hy verwag dit van elke gelowige. Josua is egter steeds nie heeltemal tevrede nie en dan sluit hy 'n verbond, met ander woorde 'n kontrak namens die volk met God om alles wetlik te maak. Daar word 'n groot klip as gedenkteken regop staan gemaak onder 'n groot boom wat sou dien as die amptelike dokument van hulle kontrak met God, wat hulle vir altyd aan hulle verbintenis met hom sou herinner. Ons belydenis dat ons gelowiges is, getuig daarvan dat ons God dien. Wanneer ons dit in die openbaar bely, hoor ander mense dit ook en hulle is getuies daarvan. 'n Getuienis is eintlik 'n mens se beleidsverklaring. Wanneer ons daai verklaring maak, moet ons daarby hou en nie maak soos die politici nie. Die boek Josua sluit af met 'n paar doodsberigte. Josef se liggaam wat op die pad uit Egipte saamgekom het, word by Sichem begrawe. Josua sterf op 'n baie hoë ouderdom van 110 jaar. Sy dood is inderdaad 'n kroon op 'n vol en ryk lewe. En so kom 'n era in die geskiedenis van die volk Israel tot 'n einde. Finale streep onder die geskiedenis wat by die aartsvader Abraham by Sichem begin en weer na baie jare by dieselfde Sichem eindig. Kom ons bid saam. Dankie vir die wonderlike lewe en voorbeeld van Josua. Here, maak my ook vandag 'n Josua. Amen. Môre begin ons met 'n nuwe kort reeks wat sal aanhou vir die volgende 2 weke. Ons praat oor die liefde van God. God is liefde.